dis sinneloos om aan te luister wat mense soos Cyril Ramaphosa en die Black Business Council en al hierdie organisasies sê, jy hoef eerder net te kyk wat hulle doen. En dan is dit vir ons duidelik, hulle het geen belangstelling om hierdie land op te hef, hulle het geen belangstelling om enige iemand se lewensstandaard te verbeter tensy dit hulle self of hulle familie en vriende is nie. Daar is tans 'n hele debat aan die gang oor swart ekonomiese bemagtiging of BEE en dit lyk of selfs mense wat dit voorheen ontken het, nou bereid is om te erken wat 'n geweldige ewel dit is. Natuurlik is daar van hierdie mense wat nog vaskop daarteen, beslis die ANC en sy president Cyril Ramaphosa, word altyd gepraat van regstelling en transformasie, maar teens, help my verstaan, wat is dit wat reggestel word of getransformeer word? Wel, Pieter, hulle stel niks reg nie, as hulle het, sou ons het in die tyd al gesien, en wat getransformeer word is, hulle vat die bietjie welvaart wat nog oor is na die ANC se 30 jaar van absolute verwoesting van hierdie land, en dan verdeel hulle dit na ander mense toe wat ANC belange het, ANC koneksies, Cyril Ramaphosa en sy familie self het basies als op 'n skinkbord gekry, en dan sê hulle dis hoe die ekonomie georganiseer moet word. En dit werk net nie, ons sien hoe ongelykheid al erger word, dis wat hulle sê, hulle transformeer, hulle wil ongelykheid oplos, dit het nie gebeur nie, ongelykheid word erger. Ongelykheid tussen rassegroepe, dalk 'n klein bietjie verbeter, maar ongelykheid binne die swart bevolkingsgroep is erger as wat dit nog ooit was. En dit wys vir jou, dit maak 'n klein groepie mense bo aan die welvaart leer, as jy dit nou so wil sê, baie ryker, sonder om enige noemenswaardige impak op die armes te hê. Armes word dus al armer. Dit is duidelik dat hulle lojaliteit voorop stel, heel eerste lojaliteit eerder as 'n vermoë om die werk te kan verrig. Ja, absoluut, en is lojaliteit teenoor die ANC, en nie eers lojaliteit in die land nie. En daar is ook baie beter maniere om hierdie tipe goed te doen, as hulle nou net wil fokus op oordrag van kapitaal, soos wat hulle voor 2007 gedoen het, dan het dit nie noodwendig so verwoestende impak nie, maar wat help dit maak 'n handjievol ouens skatryk? Hoekom nie eerder fokus op goed soos werknemer aandeel-skemas, wat dan aan die werkers iets teruggee, eerder as om basies mense wat klaar ryk is, wat krediet kan kry om die aandele oor te koop, om hulle nog ryker te maak nie. Dit is toch sinneloos, dit bereik niks wat hulle sê, hulle wil bereik nie, om die waarheid te sê, dit maak baie van hierdie probleme erger. Ook om, eintlik sal ons die heel beste afwees, en die meeste mense, veral swart mense bemagtig, deur bloot groeivriendelike beleid in te stel, wat nuwe werksgeleenthede skep, wat maatskappye toelaat om te groei. Groeiende maatskappy bied baie meer bevorderingsgeleenthede, en baie van die bevorderingsgeleenthede sal aan mense van alle bevolkingsgroepe gaan, nie net hierdie handjievol mense wat hulle groot welvaart kan koop, en hulle koop dit of met lojaliteit aan die ANC, of met geld wat hulle reeds het. So niemand wat bevoordeling nodig het, word deur hierdie beleid bevoordeel. Maar het is goed om te sien dat daar ten minste 'n gesprek in die media en oral sien 'n ou nou gesprek daaroor en oor moontlike alternatiewe tot SEB. Maar in dieselfde asem, in hierdie week nog die president se nuusbrief waarin hy dit verdedig as nog 'n manier om ekonomiese transformasie teweeg te bring. Ja wel, ons moet onthou, Cyril was die voorsitter van die eerste SEB-kommissie. Hy het hierdie wet geskryf, hy het hierdie beleid ingestel, hy was ook een van die grootste bevoordeeldes daarvan. So ook baie ander mense in sy vriende en familie. So ek verwag glad nie dat hy gaan kritiseer nie, maar wat ek wel baie teleurgesteld is baie ander politieke groepe wat sê hulle staan vir almal wat in hierdie debat redelik stil is. Ook die media wat dit in die meeste gevalle baie eensydig voorstel en byvoorbeeld maak op vir ons verslag wat ons direk teruggedoen het, wat duidelik wys. Mense kan dit gaan lees, ons metodologie is rotsvas. Wat duidelik wys wat dit kos wat dit die land kos om aan ECB te voldoen. En dit is absoluut verwoestend. Media maak dit by die algemeen of dit nooit gebeur het nie. Of hulle praat eerder met my kritisie daarvan as om met ons te praat. Ek sou enigeen aanbeveel om daardie verslag van Solidariteit Navorsing Instituut wat julle aan gewerk het, oor die koste van SEB te gaan lees. Dis vir ons duidelik nie alle media dekking daaraan gegee nie, maar dit is ook iets wat 'n ou deesdae soms sal verwag. Nou, een van die goed wat jy altyd graag sê is, met programme of beleide soos die, meet jy dit eerder aan die uitkomste daarvan as met die bedoeling daarvan. As dit net op bedoeling gaan, ek dink solank as wat ek leef, onthou ook al hoe die ANC gepraat het oor hoe hulle ongelykheid en werkloosheid en armoede wil oplos, maar daardie wil lei natuurlik nie tot die resultate nie. Die resultate aan die ander kant is daar vir ons om te sien, en soos met SEB, dit doen eenvoudig net nie wat hulle sê dit gaan doen nie. Dit is uiteindelik 'n klugspel. Nee, dit is, want dit is baie belangrik, of dit nou met jou kinders en jou gesin is, of met politici, baie belangriker om eerder te luister, of te kyk wat mense doen, as om te luister wat hulle sê.
So iemand kan sê hy wil graag begin draf, maar as jy kyk wat hy doen, dan sien jy hy wil eintlik TV kyk. Net so met politici, hulle wil die ekonomie ophef, hulle wil dit meer regverdig verdeel, maar as jy kyk wat hulle doen, dan wil hulle dit terug herverdeel na hulle eie sakke toe. En ons sien dit duidelik. Dis sinneloos om aan te luister wat mense soos Cyril Ramaphosa en die Black Business Council en al hierdie organisasies sê, jy hoef eerder net te kyk wat hulle doen. En dan is dit vir ons duidelik, hulle het geen belangstelling om hierdie land op te hef, hulle het geen belangstelling om enige iemand se lewensstandaard te verbeter tensy dit hulle self of hulle familie en vriende is nie. Ja, maar daarom is hierdie openbare druk hierteen so belangrik en juist nou dat daar miskien 'n kollig op hierdie goed skyn, moet mense soveel as wat hulle kan hierdie druk ondersteun, waar moontlik. Ja, absoluut. Jy kan by Solidariteit aansluit, jy kan kyk wat doen ons en ander organisasies soos die Vrye Mark Stichting wat hierdie verslag saam met ons gedoen het en raak deel van die oplossing. En ja, eerder as om net te kritiseer, het ons verset nodig. Maatskappye moet begin sê, luister hier, ons betaal klaar hierdie 27% belaglike hoë korporatiewe belasting. Jy kan nie van ons verwag om nog 5 of 6% van ons omset te spandeer om aan SAB te voldoen nie. Dis nie die regte ding om te doen om daaraan te voldoen. Dit is nie die regte ding om te doen nie en ek kan glo hulle het goeie bedoelings, daar is maatskappye wat dit met relatiewe sukses doen en wat goeie resultate daarvoor het, maar die feit bly staan in amper alle gevalle is daai koste van voldoening geld wat maatskappye nie andersins sou spandeer nie en wat nou nie gebruik kan word om hulle besighede te groei nie. As besighede nie groei nie, groei die land nie, word daar nie nuwe werksgeleenthede geskep nie, dan is daar nie bevorderingsmoontlikhede vir mense nie. En op die ou end word niemand daardeur bevoordeel nie. Jy kan nie sê 'n beleid wat ekonomiese groei keer is hoegenaamd bemagtiging nie. So Cyril jok vir ons in sy nuutste nuusbrief. Dis sê eenvoudig soos dit. ANC is 'n party van leienaars.